Ons gaan vanoggend weer kyk na een van die gelykenisse van Jesus wat hy vertel het, die gelykenis van die ryk dwaas, is die opskrif hierso. Kom ons vra die Here om deur sy Gees ook met elkeen van ons te praat. Here, ons God, U het vir ons beloof dat as die Heilige Gees uitgestort word, dat hy vir ons in die volle waarheid sal lei. En Here, U Gees is uitgestort, en daarom kan ons vandag ook met vrymoedigheid bid, dat U deur U Gees die waarheid van U woord sal laat deurbreek in ons lewens. Here, maak U woord vir ons duidelik. Ook al voel ons 'n bietjie ongemaklik dalk oor dit wat ons hier lees. Gee dat ons nogtans sal luister na U stem. Dat ons elkeen op ons eie manier, binne ons eie omstandighede, U stem sal hoor. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons lees uit Lukas hoofstuk 12, dan vanaf vers 13. Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus, Meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel. Maar hy antwoord hom, Man, wie het my as regter of deler vir julle aangestel? Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word. En wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. Geliefdes, so 'n tyd terug lees ek 'n boek wat deur twee navorsers in Amerika geskryf is, James Patterson en Peter Kim, wat onder andere wou bepaal tot watter uiterste toe mense sal gaan om $10 miljoen in die hande te kry. Nou op die oomblik is dit so in die omgewing van 165 miljoen rand. Wat sou mense doen om soveel geld in die hande te kry? En die resultate van hulle navorsing is toe gepubliseer in 'n boek met die titel The Day America Told the Truth. Nou kom ek lees vir julle sommige van die reaksies wat hulle opgeteken het in die boek. Hulle het gevind dat 25% van die mense wat ondervra is, het gesê dat hulle bereid sal wees om hulle families vir altyd te verlaat in ruil vir daai geld. Nou, daar's dalk 'n paar kinders vanoggend wat voel dis nie 'n slegte deal as mens dit kan regkry nie, en dalk 'n paar ouers wat ook voel dis nie so sleg nie. 25% het gesê dat hulle bereid sal wees om hulle kerk te verlaat. 23% het gesê dat hulle bereid sal wees om vir minstens 'n week lank 'n prostituut te word. 16% het gesê hulle sal bereid wees om hulle huweliksmaat te verlaat. 7% het gesê hulle sal iemand vermoor vir daardie bedrag. En 3% het gesê hulle sal hulle kinders weggee vir aanneming om soveel geld in die hande te kry. Ek vind dit baie ontstellend om te sien tot watter uiterste toe mense sal gaan om geld, groot geld, in die hande te kry.
Soos meeste mense wat deesdae e-pos het, weet ons almal dat jy geweldig baie gemorspos ontvang deur middel van jou e-pos. Ek weet dit gewoonlik maar sommer net by voorbaat uit, ek kyk nie eens waaroor dit gaan nie. Maar so 'n klompie jare terug het ek my eie proefneming gedoen. Ek het besluit ek gaan kyk na 'n sekere tipe van e-pos en ek het dit nie uitgevee nie, ek het dit gehou juis met die oog daarop om bietjie te kan kyk wat se tipe beloftes aan mense gemaak word. Ek lees vir julle so 'n klompie van die opskrifte van hierdie boodskappe wat ek toe nou so eenkant gehou het. Die een lees: earn $50,000 in 90 days. 'n Ander een: do you have the yearn to be a millionaire? 100% return in less than 90 days. How to stay at home and get paid outrageously for it. How to turn 50 cents into $50 with a simple click of a button. Here are instructions on how to make 10,000 Rand cash in the next 2 weeks. Ander een lees: you have tried different get-rich-quick schemes, but this is different. How to make 250,000 Rand in 3 months. Would you like to live the life that others only dream about? En dan nog ene: become wealthy and have total freedom, both personally and financially. En so sou ek kon aangaan. Byna daagliks was daar weer een of ander nuwe boodskap wat opgekom het in my e-pos met beloftes van kitsrykdom. Gelukkig het ek nou my e-pos daarom so gestel dat meeste van daai boodskappe sommer by voorbaat uitgevee word. Ek sien dit nie meer nie. Maar dan weet ons ook dat daar in ons eie land mense is wat gekil is deur sogenaamde Ponzi-skemas wat bedryf is soos mense soos Adrian Nieuwoud en Louis Liebenberg wat ook nou deesdae vreeslik baie in die nuus is en ook vele ander. Maar die enigste manier waarop daai mense kan slaag dat so 'n Ponzi-skema werk is daar moet mense wees wat val daarvoor. Mense wat sê maar ek wil ook vinnig ryk word op watter manier ook al en dan word hulle deur hierdie slenters van die mense gevang. Die uitgangspunt waarmee mense telkens om die bos gelei word is finansiële voorspoed is binne elkeen se bereik en dit is die waarborg van ewige geluk. Dit is die aas wat aan ons voorgehou word. Dis binne jou bereik om vinnig ryk te word, maklik ryk te word. En as jy eers daai geld het, dan gaan jy vir altyd gelukkig wees. Nou ek het 'n sterk vermoede dat die meeste van ons iewers in ons lewe al gedroom het van die dag wat ons 'n groot kontantbedrag wen of op 'n ander manier in die hande kry. Ek dink die meeste van ons sal nogal gemaklik met 6 nulle onsself kon versoen, soos wat Lucas Marie jare terug gesing het. Vir die meeste van ons sal dit ons lewe dalk so 'n bietjie gemakliker maak. Maar die probleem is natuurlik as jy begin verknog raak aan geld en besittings. Die probleem is as mense regtig naderhand begin glo dat hoe meer geld ek het en hoe meer besittings ek het, hoe meer en hoe groter gaan my lewensgeluk wees. Ek onthou jare terug het iemand ons genooi vir koffie daar in Piet Retief en ons het nou gekuier daar, so ek en die man het so half op ons eie gesit en gesels, maar toe ek daar wegry, toe maak ek die opmerking dat ek nou alles weet van hierdie man. Ek weet presies hoeveel sy huis gekos het, ek weet presies hoeveel sy kar gekos het, ek weet presies hoeveel sy nuwe rekenaar wat hy gekoop het gekos het, ek weet presies hoeveel geld hy ingekry het met woonstelle wat hy verhuur het, ek weet presies hoeveel sy luukse sitkamerstel gekos het, want dis alwaaroor hy kon praat, net oor al sy besittings en hoeveel dit gekos het. Dis waarmee hy die hele gesprek
met my eintlik aan die gang gehou het. En ek weet, hierdie is 'n ekstreme geval, ek weet dit is nie waar in almal se geval nie, maar ek het in my lewe ook gesien hoe maklik dit kan gebeur dat besittings en geld vir ons so belangrik raak dat dit selfs belangriker raak as die Here. Die gevaar is vir ons gewone mense wat nou vandag hier in die kerk is, eintlik net so groot soos onder die rykstes van die rykes. Dat ons nooit die punt bereik waar ons kan sê, nou dink ek, het ek genoeg nie. Jy bereik eintlik nooit daai punt. Jy is altyd maar besig met nuwe planne en hoe kan ek nog kry? Hoe kan ek my sekuriteit nog 'n bietjie groter bou? Hoe kan ek dit wat ek besit nog 'n bietjie uitbrei? Wat vanjaar vir my goed is en opwindend is volgende jaar vervelig. Dan soek ek weer iets nuuts en iets meer opwindends. Maar om dit reg te kry, het ek meer geld nodig. En dan beland ons naderhand in hierdie eindelose spiraal van meer en meer wil hê en meer wil spandeer, sodat ons luukser en luukser kan leef. En soos elkeen van ons, moet ek myself ook maar gedurig deur die vraag afvra, wat dryf my in die lewe? Of, as ek die vraag anders kan stel, wat moet ek doen, of wat moet in my lewe gebeur, sodat ek kan sê, ek het nou waarlik geluk gevind in my lewe? Want een ding weet ek, geld en besittings is nie die waarborg vir geluk nie. Baie mense dink so, baie mense droom daarvan, maar dit is nie 'n waarborg dat jy gelukkig gaan wees nie. Daar word 'n storie vertel van 'n ryk Amerikaanse besigheidsman wat eendag gestaan en kyk het hoe dat 'n klein vissersbootjie daar by 'n kaai stop en 'n man klim daar uit, hy het 'n klompie visse gevang en hy haal die vis daar uit die boot uit en die ryk besigheidsman stap toe 'n bietjie daar na hom toe en hy gaan praat met hom. Hy vra onder andere vir hom hoe lank dit hom geneem het om daar die visse te vang wat hy daar in sy boot het. En hy sê nee, was so 'n paar uur, eintlik redelik vinnig gegaan. Toe wil die besigheidsman by die visserman hoor waarom hy nie langer tyd spandeer om vis te vang nie. Wel, antwoord die visserman hom toe, ek vat hierdie paar visse wat ek gevang het, ek gaan verkoop dit aan die plaaslike viswinkel en dan het ek genoeg geld om vir my gesin te voorsien. Die besigheidsman sê vir hom nou, vertel 'n bietjie vir my, hoe verloop jou dag? Hy sê hy staan gewoonlik so 8:00 in die oggend, staan hy op, dan gaan ek uit op die water en gevang so 'n bietjie vis. Dan gaan ek huis toe. Ek speel 'n bietjie met die kinders en dan gesels ek met my vrou. En dan later in die agtermiddag gaan ek dorp toe en dan kuier ek saam met my vriende waar ons dan heerlik saam musiek maak. En toe sê die besigheidsman vir hom, jong, laat ek nou vir jou iets vertel. Ek is in besit van 'n MBL graad van die Harvard Universiteit. Kom ek vertel nou vir jou, hoe moet jy jou besigheid bedryf? As jy elke dag in plaas van net 'n paar uur visvang, as jy elke dag 12 ure lank visvang, dan gaan jy binnekort 'n groot klomp geld gemaak het met daai vis wat jy verkoop het. Dan gaan jy in staat wees om 'n groter boot te kan koop. En dan gaan jy naderhand 'n paar mense kan huur wat saam met jou op die water uitgaan, dat hulle saam met jou visvang, dan gaan julle nog meer visvang. En uiteindelik gaan jy agterkom, hierdie een boot is nie genoeg nie. Dan gaan jy nog 'n paar ander bote ook kan bykoop, sodat jy kan aangaan om so baie vis te verkoop. Maar natuurlik, nou gaan jy dit nie meer aan die viswinkel verkoop nie. Jy gaan nou jou eie fabriek kan oprig, waar jy die vis self kan verwerk en dan self kan verkoop. En dan gaan jy iewers maar na 'n stad toe trek,
waar jy meer tussen die besigheidsmense is, en dan sal jy jou besigheid van daai plek af kan bestuur, en dan gaan jy sien, jy gaan baie geld maak. Die visserman vra toe vir die besigheidsman, nou, sê vir my, hoe lank gaan dit nou vat, voordat ek daai punt bereik het? Hy sê, wel, so 20 jaar, as jy baie hard werk, bereid is om dalk nog so 'n bietjie meer tyd in te sit, miskien so 15 jaar. En die visserman sê vir hom, nou goed, as ek dit nou alles gedoen het, wat gebeur dan? En die besigheidsman sê vir hom, man, nou het ek vir jou die beste nuus van alles. As jy nou al daai dinge gedoen het, dan verkoop jy jou besigheid. En jy gaan 'n multimiljonêr wees, as jy dit klaar gedoen het. Baie verbaas het die visserman vir hom, 'n multimiljonêr. Nou, as ek al daai geld het, wat doen ek dan? En die besigheidsman sê vir hom, man, jy gaan nie glo goed jou lewe dan gewees nie. Dan tree jy af. Jy gaan uit die stad uit, jy trek na 'n klein vissersdorpie toe iewers. Jy slaap tot 8:00 in die oggend, dan vang jy vis vir jou eie plesier, wat jy dan aan die plaaslike viswinkel gaan verkoop, en dan gaan jy huis toe, jy gaan speel 'n bietjie met jou kleinkinders, jy gesels met jou vrou, en dan gaan jy dorp toe in die agtermiddag, en jy kuier saam met jou vriende, en dan gaan julle heerlik saam musiek maak. Wat was die groot fout van die dwaase man in die gelykenis? Was sy groot sonde dat hy 'n klomp aardse besittings gehad het? Nee, dit was nie waaroor dit gegaan het nie. Was sy groot sonde dat hy baie aardse besittings gehad het? Nee. Was sy groot sonde dat hy meer aardse besittings wou gehad het? Nee, dit ook nie. Was sy groot sonde dat hy mettertyd van die Here af weggedraai het? Weet julle, ons lees niks daarvan in hierdie gedeelte, in hierdie gelykenis nie. Dit lyk ook nie of dit die eintlike probleem was nie. Kom ek sê vir julle, wat was sy groot fout? Hy het geglo dat mense geluk gesetel is in dit wat jy besit. Dat jou persoonlike geluk gemeet word aan jou bates. Dit is my baie interessant as jy die storie lees, en ek dink daar's iets wat by mense verbygaan, wat jy nie altyd raak lees nie. As jy die storie nou oor en oor lees, dan begin jy naderhand iets verstaan van wat Jesus eintlik hier wil vertel. Hierdie man het eenvoudig net sy oeste opgegaar. Nie vir julle dit agtergekom het nie. Mense sou dink dat hy nader en daarom van hierdie graan moes gaan verkoop het. Ek wil, dit is mos wat 'n boer doen. Jy plant goed en jy oes, en dan verkoop jy dit. En dan gaan plant jy nou maar weer, en dan oes jy, en dan verkoop jy dit. Dit is mos hoe die siklus werk. Maar hierdie man het blykbaar net opgegaar. Hy het hierdie graan in sy skure gehad, en uiteindelik uitgevind, die skure raak te klein, en toe besluit hy, maar nou gaan ek groter skure bou, dat ek nog meer graan in daai skure kan inpak. Skynbaar was dit vir hierdie man so lekker, om net te sit en kyk na dit wat hy het, om te kyk na hierdie skure met al sy graan in, dat hy eintlik niks verder daarmee gedoen het nie. Al wat hy wou hê, is groter skure en nog meer graan waarna hy kan kyk. Maar ek dink die gevaar is dat daar baie mense vandag nog steeds is wat so dink oor geld en besittings. Want ongeag wat jy het, uiteindelik vind jy uit, dis nog steeds nie genoeg nie. Daai wat ek het, bring nie vir my geluk nie. En dan kry jy bietjie meer, dan kom jy agter, maar dit bring eintlik nog steeds nie vir my meer geluk nie. En dan wil jy nog meer hê, want iewers is ons op soek na geluk. En ons dink te dikwels dat geluk gemeet word aan dit wat jy besit. En glo my, dit maak dit nie saak of jy 'n groot of 'n klein bankbalans het nie.
Vir almal is die gevaar ewe groot. Ek het te veel kere in Eswatini gesien, dat selfs mense wat onder die broodlyn leef, die bietjie wat hulle het, nog steeds belangriker beskou as die Here self. Dit maak nie saak hoeveel jy het nie. Uiteindelik kan dit wat jy het tussen jou en die Here inkom. Of dit baie is en of dit min is. En dit is presies wat die Here Jesus dan hier as dwaasheid beskryf. As ons vreugde op aarde gevind word in verkeerde goed, in dit wat ek besit, of hoe groot my bankbalans is, dan sê die Here Jesus, dan is jy 'n dwaas. As jy dink dat hierdie goed vir jou gaan bring, dan is jy 'n dwaas. Of jy welgesteld is en glo dat jou geluk daarvan afhang om die duurste motor en die grootste huis of die mees luukse bosveldplaas te besit, of in staat is om op die duurste vakansiereise te kan gaan, en of dit eintlik maar net gaan daaroor, as ek net 'n derdehandse kar in die hande kry, dan gaan ek gelukkig wees. Dan is jy nog steeds besig om jou geluk op die verkeerde plek te soek. Die vraag is nie, hoeveel besit jy nie? Die vraag is, waarin is ons geluk gesetel? Te midde van al die rykman se weldeurdagte planne en sy idees om groter skure te bou, meer graan te versamel, meer graan in daai skure te pak, dat hy net kan sit en kyk na daai graan wat hy versamel het. Hoor ons die stem van die Here in vers 20, jou dwaas, vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? Jy is 'n dwaas, sê die Here oor hierdie man, wat toegelaat het dat jou skure jou bedrieg. Jy's 'n dwaas wat geglo het dat meer en meer skure jou gelukkig sal maak. En nou verloor jy alles. Jy verloor jou skure, jy verloor jou graan in die skure, maar bovenal verloor jy die lewe self. Mense wat dink dat 'n groter bankbalans of 'n luukser motor of die regte kombinasie van nommers in die lotto vir jou geluk sal bring, sê die Here, is 'n dwaas. Maar dalk voel jy anders oor hierdie dinge. Dalk het jy self al in jou lewe besef dat die voortdurende gejaag na geld en na besittings en na rykdom nie werklik vir jou geluk bring nie. Dalk het jy al besluit, my geluk hang af van hoe my verhouding met die Here lyk. Dalk het jy al besluit, ek wil eerder werk aan my verhouding met die Here as wat ek wil werk om nog meer geld en nog meer besittings vir myself te versamel. Dalk het jy al besluit dat sommige van hierdie aardse skatte wat jy bymekaar gemaak het in jou lewe, dalk beter op 'n ander plek binne die koninkryk van God spandeer kan word, eerder as wat dit maar net in beleggings lê by die bank. Dalk het jy al besluit dat uit die baie wat jy het, jy iets wil weggee, sodat hulle wat nie het nie, ten minste net elke dag 'n bord kos het om te eet. Dalk het jy al besluit dat die gejaag na geld en eer en hoër posisies eintlik maar 'n gejaag na wind is. Dat jy dalk meer tyd aan jou gesin wil spandeer. Dat jy meer tyd wil spandeer om saam met jou gesin die Here te dien.
Sulke voornemens, lyk dit vir my, is in lyn met wat die Here bedoel het toe hy gesê het dat ons ryk in hom moet wees. Hoe gebeur dit? Wat moet ek doen dat my lewe meer in lyn kan kom met wat die Here wil hê? En wat nodig is, dink ek, is 'n radikale lewenskeuse wat jy maak. Dat ek God elke dag in die fokuspunt van my lewe wil plaas. Anders kom maar weer terug wat ons 2 Sondae terug in Lukas 9 gesê het en ook in die week uit Hebreërs gehoor het. Ons kies elke dag om in die voetspore van die Here Jesus te loop. Dis 'n keuse wat ek maak. Vandag, die manier wat ek my lewe bedryf vandag, die manier wat ek my besigheid bedryf, die manier wat ek my gesinslewe bedryf, die manier wat ek kyk na my geld en na my besittings, alles doen ek in die voetspore van die Here Jesus. Ek loop hom na. Wat dryf jou in die lewe? Waarin is jou geluk gesetel? Die antwoord hierop gaan bepaal of jy in die oë van die Here 'n dwaas is en of jy 'n wyse persoon is. Dan naby aan die einde van die boek Spreuke, in hoofstuk 30 vers 8 en 9, bid Salomo. Hy sê, moet my nie arm maak of ryk nie. Gee my net die kos wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en u verloon en sê, wie is die Here nie? En sodat ek nie arm word en steel en my God se naam oneer aandoen nie. En as ek na die wêreld rondom my kyk, geliefdes, kom ek wees eerlik, as ek na my eie lewe ook maar kyk, dan besef ek hoe belangrik dit is om hierdie gebed gereeld te bid. Gee vir my genoeg, Here, genoeg om van te leef, maar weerhou my daarvan om voortdurend te hunker na meer en meer. Geen wonder nie dat Jesus self ons geleer het om te bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Voorsien vir my in dit wat ek vandag nodig het, sodat ek kan leef. Dis 'n dwaas wat glo dat besittings en geld hulle gelukkig sal maak. Dis 'n wyse persoon wat weet dat geluk daarin gesetel is om in volkome afhanklikheid van God te leef. Omdat ons weet dat dieselfde God wat die mossies versorg, ook die God is wat vir ons sorg. Amen. Here, dit is so maklik om verknog te raak aan aardse goed. Dit is vir ons so moeilik om balans te vind. Nee, Here, miskien wil jy dan net vandag op 'n manier met ons praat, om net te sê, kom net weer terug na my toe, kom leer by my hoe om te leef, om leer om in afhanklikheid van God te leef. Here, as ek dit mag bid vandag, dan bid ek dat U ons hande net so bietjie sal oopmaak. Want ons word omring deur mense wat swaar kry. En dit het ons ook gehoor die afgelope tyd, hoe U daaroor voel. Gee dat ons met U oë ook sal kyk na die wêreld en dat ons van ons kant af bereid sal wees
om iets te doen aan die nood van mense wat U oor ons pad bring. Mense vir wie U ook wil hê ons 'n naaste moet wees. Here, die afgelope tyd het ons eintlik maar keer op keer net besef hoe ver ons nog tekort skiet. Hoe ver ons is van hoe U wil hê ons moet leef. En maak dit dan ons daaglikse gebed, Here, dat ons vandag 'n keuse sal maak om agter U aan te loop. 'n Keuse sal maak om U eerste te stel in alles. 'n Keuse sal maak om minder bekommerd te wees oor hoeveel ek besit en hoe groot my bankbalans is. En meer bekommerd te wees oor wat U in my en deur my wil doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.